Goeiemiddag Suid-Afrika, 18 Junie, 1700 SA tyd van hierdie opvolgberig. Net so 'n paar minute terug het Vice-president Vance konferensie gehou, nuuskonferensie, so 'n bietjie details te gee in verband met die MOU vir die peace deal teen Iran. Een ding wat baie duidelik uitgekom het, wat ons ook kan sien aan die kant gebeur, hy sê gisterand is daar al reeds net gister 12,5 miljoen barrels olie deur die Strait of Hormuz, wat obviously deel maak van nog olie wat vrygelaat word op die markte, wat die olieprys afbring. Die olieprys huidiglik is about 77% of $77, dat ek kyk, ja, $75 op die oomblik, $75 'n barrel, terwyl ek hierdie berig gee. Dis maar $3 duurder wat dit was op die 28ste Februarie, net voor die oorlog begin het. So die olieprys is klaar amper terug daar waar hy was op die levels voor die oorlog. Hy was so 'n week of 2 voor dit laaste week in Januarie af na tussen $60 'n barrel toe. So hy is nog steeds hoër as wat hy was op trend in Januarie maand, maar hy is klaar naby as wat hy was die dag voor die oorlog begin het. En ons kan dit sien hier so by ons. Ek het vandag petrol gaan ingooi of gaan later vandag petrol ingooi in die plek waar ek gaan, is dit klaar al $1 minder per gallon as dit in die laaste maand. Ek het laas keer ingegooi, was dit net so oor die $4.15 'n gallon. Het gaan vandag ingooi teen $3.19 'n gallon, so omtrent $1 minder klaar vir ons. En dit gaan nog steeds afkom. Ongelukkig kan ek nie nog 'n paar dae wag dat die verder val nie, want my kar is leeg. Ek moet gaan ingooi. Dit is wel ontstaan met die brandstof. So die olieprys is definitief besig om in die regte rigting te beweeg. Die markte is op, jy kan sien die markte is ook positief geaffekteer. Nog steeds is daar kommentators, jy weet, anti-American, anti-Trump kommentators wat probeer hierdie ding afmaak as iets anderste. Ja, maar nou het Iran kry die meeste, kammersdag die meeste benefits hier uit. Nee, dan kry niks erger benefits nie. Hulle praat van, ja, hulle gaan groot gelde kry. Gelde word eers vrygemaak aan hulle as hulle kan van die deal nakom. Dis nie onmiddellik, dis nie vooraf nie. Hulle moet eers hulle kan van die deal nakom. Dan word hulle eie geld wat in Amerika en die Weste gevries was, vir hulle release weer. Dis nie almal, dis hulle eie geld. Daar is wel 'n plan van $300 biljoen se rebuilding thing wat ander lande in hulle kan invest, maar dit kom absoluut niks van Amerika af nie. Enige land kan gaan invest in Iran. Maar baie mense het verstaan die hele ding verkeerd. Hulle dink nou okay, hulle het nou gesqueeze en nou kry hulle klomp geld vooraf. Hulle kan ook nie die geld gebruik om wapens te bou nie, want hulle word opgehou wat hulle doen. Deel van die deal gaan wees, hulle moet internasionale inspectors toelaat in die land, wat gaan kyk na onthou hulle die nuclear program is gedestrooi, laas jaar al met Midnight Hammer. So hulle gaan met toelaat inspekteurs inkom, help grou. Amerika en China is die enigste twee lande met equipment om te gaan grou in die berge en in die grotte en waar hy vorige plek gedemolish was, om te kom by die verrykte Iran wat hulle daar het, dit uit te haal en dit te gaan vernietig. En dan na gereelde inspeksies deur international inspectors, om seker te maak hulle is nie besig om weer van vooraf 'n nuclear program te herbou nie. So dit is definitief deel van die projek. Die hold op die oomblik, die 60 dae waarvan hulle praat, van die ceasefire, dis die tyd wat om met die res van die deals te bespreek en af te handel. President Trump het maar duidelik gesê, is dit enige iets lyk of hulle wil nie, hulle wil cat and mouse game speel en hulle wil nie kom nie, dan gaan ons maar terug na die gebommerry toe. So dan moet hulle maar vir hulle kry. Sover ryk het hulle die mense met wie hulle praat aanvaar en is besig om in die regte rigting te beweeg, want hulle het nie keuse nie, hulle ekonomie is ernstig afgesny. Hulle gaan nou toegelaat word om stelselmatig van hulle olie te verkoop. Jy weet, hulle kan in die besigheid begin betrokke raak en so sal ook sanksies teen hulle verlig word. Nie alles op een slag nie, maar soos hulle bewys dat hulle is met 'n goeie deal aan die gang of hulle goeie intentions om hulle kant van die deal te bou. So dis basies dit wat van Vice-president Vance afgekom het in die plan, en ons kan sien in ons
in die oliepryse en daai goed al, dit gaan in die regte rigting. Hoop net hulle hou daarby. Alright, sien julle later.